Môre almal wat saam met ons ook inskakel by die diens. Mag die Here se seën ook op julle elkeen rus. Kom ons bid en dan vra ons sy seën. Here Jesus, as U die huis nie bou nie, te vergeefs die wat daarin bou. En as U die stad nie bewaak nie, te vergeefs hulle wat probeer wag staan. As U die woord nie oopbreek nie, en nie aan ons harte seën nie, te vergeefs probeer ons om ietsie daarvan te maak. 'n mooi voordrag, 'n goeie eksegese, 'n goeie uitleg, Bybelkennis, mooi lyk, smart klink. Daarom kom ons voor U, broos en afhanklik, dat U dit vanoggend in ons binneste werk, deur die krag van U Heilige Gees. Ons praat vanmôre oor hierdie ontsaglike belangrike onderwerp van die uitstorting van die Gees. Mag dit waar wees in ons elkeen se lewe vanoggend. Spreek Here, want U diensknegte luister. Amen. Alright. Handelinge 2. Dit is immers Pinkster Sondag. En ons gaan 'n bietjie kyk na 'n paar dingetjies rondom Pinkster Sondag. Ek is nou amper te bang om hierdie ding in my sak te sit, want hy het laas afgegaan en toe het niks opgeneem nie. Maar hy wil ook nou nie in my sak ingaan nie, sê van hierdie ou klein sakketjies, so hy moet nou maar hierso so lê, en dan moet ons nou maar hoop vir die beste. Pinkster Sondag. Is julle by Handelinge 2? Kan ons maar wegvlie. Vers 1. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle, elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete, die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigë en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespotte gesê, hulle is vol soetwyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp.
Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en gedigte dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Israeliete, luister na hierdie woorde. Jesus die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê vir hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand en ek sou nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus in hoop, want U sal my siel nie aan die doodryk oorlaat, of U heilige oorgee om verderwing te sien. Ok, kom ons change gou hierso. Daar is hy. Ekskuus vir die mense wat saam luister, is maar net die mikrofoon. En dan deel hy maar net die res van die evangelie basies met hulle. So miskien was dit sommer 'n profetiese stop gewees. Goed, ons lees net eers tot sover. Julle kan self verder gaan studeer. Die idee van 'n Sondag is nie dat dit 'n Bybelskool is nie. Die idee van 'n Sondag is om te fellowship. En die idee van die week is dat jy self jou Bybelstudie verder vat en met medebroers en susters na skrifte kyk, en met die tegnologie wat ons vandag het, kan jy vir enige iemand 'n vraag vra en sê, praat met my oor wat lees jy daar, en so is dit kosbaar om die evangelie en die woord met mekaar te deel. So, vir baie jare in my lewe, wanneer ek gekyk het na Handelinge 2 en die uitstorting van die Gees, en wanneer ek die woordjie Pinkster gehoor het, dan het ek stil gestaan by dit wat ons nou gelees het. Is daar meer tot Pinkster as dit? Jy sien, daar is 'n sekere hoeveelheid mense, en een of twee van hulle het al met my in 'n ernstige debat betrokke geraak, wat sê, dat ons leef na die kruis, wat beteken, ons het nie die Ou Testament nodig nie. Ons leef pas nou na Jesus. Ons het pas nou die volheid van sy Gees. So ons het niks van die Ou Testament nodig nie. My geliefde, jy sal so uitmis. Jy sal so uitmis, as dit alles wat jy sien. Want jy sal vergeet, en jy sal nie vra oor wat het gebeur, en as Jesus dan die vervulling is van alles van die Ou Testament, as van Genesis tot die laaste woordjie in Maleagi, alles dui op hom, en alles in die Nuwe Testament van die apostels getuig van hom, en alles gaan oor hom, hierdie evangelie in die middel van die Bybel tussen hakies, nou nie fisies in die middel nie, maar tussen die twee testamente staan die testateur, Christus Jesus, sy lewe, sy kruis, sy graf, sy opstanding, en dan van die opvaarding, hemelvaart wat ons verlede week gedoen het, en dan die belofte wat hy vir hulle gee net voor die opvaart, weer eens wat 'n klomp keer genoem word in die Ou Testament, soos in Joël wat ons nou net gelees het, waar hy sê, daar's 'n belofte van 'n uitstorting van my Gees. Daar's 'n belofte dat ek nie net sal praat met profete op 'n berg wat 'n boodskap moet afbring nie. Daar's 'n belofte dat ek my Gees beskikbaar gaan maak vir elke een wat glo in die naam van die Here Jesus Christus as 'n verlosser en 'n Messias wat gekom het om dit wat die mens nie voor kon betaal nie op hom te neem. Daai Gees sal beskikbaar word vir so 'n persoon. Dis die dag wat ek en jy herdenk. Maar ek vra oor hierdie dag. En jy moet vra oor hierdie dag. Is daar meer as wat ek lees? Net in Handelinge 2. Is dit nie wonderlik? Ja, dis bonatuurlik wonderlik. Maar as ek vir myself die vraag vra, hoekom was daar so baie mense bymekaar? As Handelinge 2 in die begin sê, en toe die dag van die Pinkster aanbreek, was hulle almal eendragtig bymekaar. Wat was die groot okasie?
Ja, ons weet, as jy net in Handelinge 1 gaan kyk, weet ons, dat net voor Jesus op is, dat hy vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem. Gaan wag op die vervulling van die belofte. Julle sal krag ontvang as hierdie Gees oor julle kom. En dit sal my getuies gaan wees, maar gaan wag daarso. Hoekom in Jerusalem? Besef jy nie, geliefde, die politieke turmoil, die mekaarheid, wat in Jerusalem aan die gang was daar nie? Besef jy nie, ons is net 'n klein tydjie nadat hierdie Jesus gekruisig is, en nou die woord wat versprei word, dat hy opgestaan het, en dat hy in meer as 500 ooggetuies verskyn het, en die onsaglike tension tussen die godsdienstige leiers wat dit nie wil hê nie, wat hom gekruisig het, en die Romeine wat gesê het, as hier enige opskudding kom as gevolg van hierdie gelowige goeders, gaan ons julle onderdruk, nog meer as nou. Besef jy, dat as ons dit nou een of ander manier vir ons prakties moet maak, moet ons sê, 2 of 3 van die grootste faksies in ons land, kom by mekaar in ons midde. En al wat jy sien, is AK-47's en R4'e rondom jou. En hang so 'n tension in die lug. Kan ek winkel toe gaan? Vir my brood en melk gaan koop? Is dit oukei? Is dit veilig? Kan ek my kinders skool toe vat? Ek moet deur 4-5 padblokkades gaan waar mense my voertuie deursoek. Daar's 'n politieke tension in Jerusalem. En Jesus sê vir hulle, gaan terug soontoe. As jy nie gaan begin dink oor hierdie goed, die geliefde, gaan jy mis die diepte en die rykdom en die kosbaarheid wat opgesluit is in die woord van die Here. As jy dit vir jouself kan prakties maak, jy gaan jy dit kan implementeer, dan is dit mooi om oor te vertel. Jy kan kinders by mekaar maak en vertel, kom ek vertel, kom oom of tannie vertel vir julle, wat het gebeur op Pinkster. Maar die dieper konsep daarvan, en hoe Jesus dit by mekaar bring, is amper soos om, ek wat op my plaas in Calvinia stap op 'n berg en ek tel 'n vis se fossiel op die berg. Weet wat so openbaring was dit vir my, Marco? Hier was water. 1650 meter bo kan seespieël was hierdie berg toe met water, anders kon hierdie fossiel van hierdie vis nie hier gekom het. In die middel van die Karoo. Waar daar nie water is. Waar ons leer swem op klam waslappies. Is hier 'n fossiel van 'n vis. Wat beteken, dat toe ek daai fossiel van daai vis optel, as 'n jong seun wat nog nie gelowig was nie, het ek dadelik gedink, dan is die skepingsverhaal en Noag se ark waar. Dat die Here so iets kan doen in my siel, ongered, moet iets soos 'n fossielietjie van 'n vis. Imagine wat kan hy doen in jou, as jy begin rondkrap in die woord. Imagine wat kan hy doen, as jy sy gees wat uitgestort is vir jou vra, as leermeester en rabbi in jou hart, Here, leer my self. En ons sit 'n bietjie van die tegnologie af, en ons sit by die Here, en sê, Heer, breek u woord vir my oop. As u sê u is die woord, breek u self aan my oop in hierdie bladsye. En ek kom agter, die Here stuur vir hulle terug in daai tension in. Na 'n boefretrek toe. En nou is hulle nie met 12 nie, hulle is 120. Hulle kom in daai boefretrek by mekaar vir 10 volle dae. En hulle bid en hulle wag op die Here. Jy sal vergeet. Jy lees, daar was baie mense by mekaar. Jy lees mense sê, en elkeen van hulle het in hulle eie taal gehoor, maar wat maak hulle by mekaar daar? Hoekom is hulle saamgetrek uit so baie nasies uit? Ok, kom ons gaan kyk. Blaai jy saam met my na Deuteronomium 16 vers 16, toen as jy nie daar is nie, dan gaan ek sommer vir jou sê wat daar staan. Ek moet nie opgemaak het doen. Want daar staan 3 keer 'n jaar. 3 keer 'n jaar, opdrag van die Here, dat jou Joodse manne moet 3 keer 'n jaar by mekaar kom. Kom nou Deuteronomium. Daar is hy.
16. Driemaal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies. Op die 1, die fees van die ongesuurde brode, 2, die fees van die weke en 3, die hittefees. Hoor hier, vir die ouens wat biltong het. Hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie. Vir die mense wat nou in die opname luister, is regtig net 'n grappie hoor. Mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie, elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Here, jou God, wat hy jou gegee het. Gesprek vir 'n hele ander dag, die laaste gedeelte daarso. 3 keer 'n jaar moet jou Joodse manne Jerusalem toe kom en bymekaar kom vir daai 3 feeste. Elke fees en elke heilige dag in die Ou Testament, kyk vir my, is 'n skaduwee en 'n heenwysing na wat Christus vir sy bruid wil kom doen en gedoen het en gaan doen. Elke dingetjie in die Ou Testament is 'n profetiese heenwysing na die bruidegom wat met sy bruid wil werk op 'n sekere manier. Alles dui op die Messias wat moes kom. En as jy dit nie gaan interpreteer op daai manier, dan gaan jy mis waarvoor dit daar is en gaan jy vashou aan 'n gebruik. En dan sê Jesus homself vir die Fariseërs as hulle dit doen, sê, wow, julle hou vas aan die oorlewering van die ou mense sonder om te verstaan dat daai oorlewering wys na my. Ek is die een na wie dit wys. Ek is die vervulling daarvan. Wat sê Matteus 5 vers 17 tot 19? Ek het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om dit te vervul. Ek het nie gekom om een jota of titel weg te vat van wat ooit geskryf is nie, maar as jy na my kyk, dan sien jy die vervulling van daai profesie en van daai instelling in my. Daarom is dit so belangrik, geliefdes, dat Johannes 15 in jou hart sal vas wees, want Johannes 15 sê, ek is die wynstok en jy is die loot, bly in my, soos ek in julle. Net so min as wat jy aan die wet kan vashou, en staande bly. Net so min kan jy op jou eie daar buite beweeg en staande bly. Alles in die wet is beautiful as jy kyk na die wet deur Christus was moet kom. En dis die voorreg wat ek en jy het. Daardie Jode op daai stadium toe dit ingestel is in Deuteronomium en Levitikus, jy kan maar gaan lees, was daar nie Christus nie. Daar was die hoop op die Messias wat moes kom. Daar was die hele tyd profete vir hulle gegee en leiers vir hulle gegee wat 'n profetiese beeld was van Christus, 'n Moses wat hulle moes uitlei uit Egipte uit. 'n Profetiese beeld van Jesus wat sou kom en ons sou uitlei uit die mag van sonde uit en die verdrukking van sonde. Daar was 'n deurgaan deur die Rooi See, daar was 'n deurgaan deur die Jordaan wat 'n profetiese heenwysing het van Jesus se doop en loskom en afgewas word. Daar was bokke en ramme en skape wat geslag is en se bloed gevloei het vir 'n jaar se bedekking van sonde as 'n profetiese beeld van die finale Paaslam wat moes kom. Jesus, alles gaan oor hom. Hy is die woord, hy is die vervulling van alles. En as jy na hierdie feeste kyk en hierdie dinge, dan moet jy sien, wat 'n ontsaglike verdieping bring dit in my geloof om te gaan kyk actually wat staan in Deuteronomium of in Levitikus 23. Kom ons kyk gou Levitikus 23. Sê gou weer. Baie van die skrif word herhaal in die Nuwe Testament. Soos wat ons net nou gelees het in Joël 2, word baie van hierdie skrifte herhaal, want wat die apostels gedoen het, korrek. En onthou nou, die apostels was nie geleerde mense nie. Dis vir my die amazing ding. Hulle was nie ouens met teologiese grade wat dit gedoen het nie. Hulle was mense wat Jesus gevolg het in hart en siel en daarom het sy gees en sy voorbeeld hulle gelei en geleer. En daarom kon Petrus opstaan. Hey, dieselfde ou. Dieselfde ou. Wat sê ek ken hom nie. Sê kan ek julle gou vertel van hierdie ou. En ons gaan 'n bietjie kyk na hoekom dit plaasgevind het. Levitikus 23.
Ek lees gou vir julle 'n stukkie daarso. Die kern lê hier van vers 15 en 16 af, né? Maar dan pretty much praat hy in die eerste klompie verse praat hy ook oor die 3 feeste waar tydens mense moet kom na Jerusalem. In vers 15, dan moet julle tel van die dag na die Sabbat, van die dag af, as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan die Here bring. So, wat hier ingestel is die woordjie Pinkster, Pentekost, is 'n Griekse woord. Dit beteken 50. Dis tog die Engelse woord vandag vir ons woordjie Pinkster, né? Pinkster, Pentekost. 50 dae. Dis ingestel 1500 jaar voor Jesus die Gees uitstort. Pinkster is nie 'n nuwe ding nie. Pinkster is nie by default die uitstorting van die Gees nie. Pinkster se instelling is 'n profetiese voorloper tot 1500 jaar later se vervulling van daai belofte. Kan jy sien hoekom Jesus vir die disippels sê, as julle vir die fariseërs sê, as julle geweet het wie ek is, sou julle my nie gekruisig het. As julle geweet het dat die fees van die ongesuurde brode wat julle vier saam met Pasga, julle Passover, waar julle God dank omdat julle herdenk hoe julle uitgebring het uit die huis van slawerny van Egipte. As julle verstaan dat ek is die een wat dit finaal kom doen vir julle gees. Ek is daai ongesuurde brood. Ek is daai vlekkelose lam. Dit is ek. Dan sal jy verstaan dat jou fees word vervul in my en sal jy nie aanhou om jou fees net te hou en terug te dink aan Egipte nie. Jy sal sê prys die Here vir Egipte, vir die profetiese beeld wat hier staan die lam voor ons. Wat sê Johannes by die rivier? Daar staan die lam van God. Wat sal doen? Die sonde van die wêreld op homself sal neem. Daar staan hy. Daar staan julle Paaslam. Daar is die rede vir julle Pasga. Julle fees vir ongesuurde brode. Nou kom dit by die Hittefees. Loofhuttefees. Wat het hulle daar gedoen? Dankie gesê en teruggedink hoe die Here vir hulle voorsien het in die woestyn vir 40 jaar. Dan trek hulle uit 'n luister, hulle bou vir hulle hutte en hulle bly in daai hutte vir 'n tyd. Net om dankie te sê en te herinner te word aan hoe die Here vir hulle voorsien het. Nou die instelling. Shavuot. Ek weet nie hoe spreek jy dit presies uit nie. Shavuot. Die Hebreëse woord vir die fees van die weke. Hierdie instelling in Levitikus 23, waar die Here vir hulle sê 7 weke plus 1 dag. En die Sabbat is die ekstra dag. 7 weke plus 1 Sabbatdag. Presies 50. 7 weke verteenwoordig 49. Plus 1, 50. 50 dae na die vorige fees. Die vorige fees is die fees van die first fruits, eerste vrugte. Beteken, as die eerste gerf ingesteek word in die oes, en hy sekel letterlik, hulle sê, soos die sekel ingaan, hy eerste gerf gesly word, wat hy net so gevat na die priester toe. Die eerste van baie. Geliefde, wat hoor jy? Wie was die eerste van baie? Jesus. Die eerste een waar die sekel omgesit is en hy's afgesny. Die eerste een wat sy lewe offer, waarvoor word koring gebruik? Hoofsaaklik om meel te maak, brood te bak. Dis een van die stapelvoedsels van die Hebreërs. Vandag nog in die wêreld is brood een van die stapelvoedsels. Hoe sal daar brood kom as 'n koringkorrel nie fyn gemaal word en sterf nie?
En as daai koringkorrel nie toelaat dat hy fyn gemaal word, om geëet te word, sodat dit tot voeding kan wees vir die wat honger is. Hoekom dink julle vat Jesus brood en vis? En hy vermeerde dit. Dis dieselfde profetiese beeld wat hy hulle heeltyd herinner. As jy die skrifte ken, as jy na die sinagoges toe sou gegaan het, sou jy die hele tyd, een keer 'n jaar ten minste, sou jy herinner geword het aan die Pasga en aan die First Fruit fees. En uiteindelik ook aan die 50 dae van Pinkster of Shavuot. Die hele tyd gebruik Jesus die beelde wat mense ken. Daarom moet jy vir jouself vra, as iemand in die konteks van hierdie ding wat ek nou lees, as ek daar sou wees tussen hulle, wat sou ek hoor as 'n Hebreër? Ek moet my plaas in die skoene van die karakter wat dit sou hoor. As jy 'n brief van Paulus of Petrus lees, wat dit aan 'n gemeente skryf, in Efese of een van die boeke, dan moet jy sê, wat het hier gebeur? Dis hoekom jy net 'n versie in die oggend en 'n versie in die aand kan lees. Jy lees die boek, man. Lees die hele brief. Kry die agtergrond, jy sit met die internet. Sê vir die internet, skep vir my nog konteks. Vertel vir my van die leefstyl van die mense, vertel my wat het hier gebeur in die geskiedenis. Vra feite, moenie opinies vra nie, hoor. Moenie vir die internet opinies vra nie, vra vir hom feite, gee vir hom datum, sê vir hom goeders, ek soek meer inligting oor hierdie saak. Want hoe meer inligting jy kry, hoe meer gaan jy wat? Ek sien dit. Ek sien wat Paulus hier sê vir hierdie gemeente. Hy was al hier 3 weke terug. En toe dit gebeur, en hy skryf dit in Romeine daarso, en hier sien ek dit wat hy bedoel hierso. En weet jy wat is amazing? Jou Bybel het teksverwysings. Jou Bybel het sulke klein lettertjies wat staan langs die goed. Jy kry die mees fantastiese apps soos Blue Letter Bible en Enduring Word en al hierdie goeders, waar jy in die Grieks en die Hebreëus kan gaan kyk na die oorsprong van die woord. Wat daar staan. Jy kan na kommentare kyk van geskiedskrywers wat skryf oor hy tyd. Jy kan moeite doen as jy wil. Gaan jy sien hoeveel brood kan kom uit koring wat gemaal word. En daai first fruits, presies 50 dae na dit, is die fees van die weke. Presies 50 dae nadat Jesus opstaan uit die dood uit, as die eerste gerf wat gesny word. Presies 50 daarna sit hulle in die boventrek op dieselfde tyd as wat die Israeliete oorsprong Hebreërs uit alle stamme, nasies en tale bymekaar kom. Jy sal sien daar wat ons gelees het in Handelinge 2. All over the world het hulle bymekaar gekom 3 keer 'n jaar. Hulle is daai dag, is hulle daar om hierdie Shavuot te vier. Waaroor gaan Shavuot? 2 komponente. 2 komponente. Die eerste een is, dit is 'n dankie sê vir die oes. Ons verstaan dit, doen ons nie. Ja, as die eerste druiwetrossie gesny of gepluk of gepars raak, dan is dit great. Maar as die oes klaar is, dan sê ek dankie, Here. Nee. Dis 'n tyd wat jy kan nie vir 'n boer in Paastyd enigiets anders vra so gaan dit met die parsie. En hy hou ook eintlik van daai vraag. Maar na die pars kan jy lekker saam met ons sit en gesels. As dit verby, dis waarvoor ons werk is vir Paastyd, nê? Of vir pluk-tyd. Alles gaan oor die oes, sy insameling van die oes. So hulle sê vir die Here, dankie vir sy voorsiening van die oes. Dis 'n landbou dankseggingsbyeenkoms. Dankie Here vir die oes. Uit hierdie koringoes of whatever die olyfoes alles bymekaar was, gaan ons weer die jaar aanvat en ons kan weer handel dryf daarmee en ons kan ons gesinne voed. Maar dan was daar 'n tweede komponent van Shavuot. Dit wil ek hê, jy moet saam met my lees in hoekom sal ek hom nie neergeskryf het nie? Exodus 19 en 20.
heeltemal te veel om te lees, geliefdes. En in die 3de maand, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op dieselfde dag het hulle in die woestyn Sinaai gekom. Hulle het van Rafidim af opgebreek en in die woestyn Sinaai gekom en in die woestyn Laar opgeslaan en Israel het daar teenoor die berg Laar opgeslaan. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom na die berg toe geroep en gesê, so moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlekke gedra het en na my toe gebring het. En dan gaan hy die hele tyd voor en hy sê vir Moses, al die lieflike goed wat hy in die volk moet verkondig, maar dan sê hy vir hulle ook, ek gaan vir julle die wet gee. En hy kondig dit aan op 'n spesifieke manier. Kan julle vir my sê wat daai manier was wat God dit aankondig? God kom met sy teenwoordigheid na die berg toe. Sy teenwoordigheid gaan gepaard met donderweer en met vuur en met rook. Ek is nie, glo nie alles wat die internet sê nie, maar daar's 'n paar ouens wat beweer dat daar op daai spesifieke kol nog steeds niks groei nie as gevolg van die swaal neerslag op die berg Sinaai. En wat doen hy terwyl hy na die volk toe kom en hy sê, ek wil met my volk spreek. Wat wil hy doen? Ek wil met julle praat. Geliefdes, wat doen ons as ons met iemand praat? Het ons nie 'n verhouding nie? Moenie vir my kom vertel, die Ou Testamentiese God is hard en koud nie, as hy sê ek het 'n begeerte om met my volk te praat nie. Ek het 'n begeerte om vir hulle 'n God te wees en hulle vir my kinders. Ek sal hulle God wees, hulle sal vir my 'n volk wees, maar hy gaan verder, hy sê, ek wil vir hulle 'n vader wees. En hulle my kinders, dis sy begeerte. En hy kom om te praat. Mens praat tog met jou tong. Dis hoe jy woorde vorm. Hy sê, ek kom om te praat, dit gaan gepaard met rook en vuur. Dit gaan gepaard met my gees, met my teenwoordigheid, wat op hierdie berg neerdaal. En toe Moses afkom, toe gloei hy. Soos sy aangesig het gelyk, soos die van 'n engel. Hulle kon nie vir hom kyk nie, so het hy geskyn. Soos hy van gedaante verander het. Op dieselfde dag, as wat die volk uit heinde en verre bymekaar kom, om met Shavuot, nie net dankie te sê vir die oes nie, maar om die Here dankie te sê, dat hy sy wet gebring het, op die berg, deur Moses sy verteenwoordiger, wat gepaard gegaan het met vuur en donder en rook. En uiteindelik 'n heenwysing, hier is 'n manier om jou lewe te leef in heiligheid, hier is die wet. Terwyl hulle op daai selfde oomblik in daai dag herdenk, sit daar 120 in die bofortrek. Om 'n profetiese vervulling te bring vir dit wat op Sinaai gebeur het. En daai selfde God kom met sy selfde teenwoordigheid en met dieselfde vuur en met dieselfde boodskap en sê, waar ek buitekant jou was en waar ek van buite af gepraat het oor jou en iemand gestuur het, een mens, as hierdie ou dood is, dat die volgende verteenwoordiger, profete, wat moes afkom van die berg af, om die boodskap te bring vir die koning en vir die volk. Kom ek nou, en ek sê, dat dieselfde God wil nou binne jou kom woon. Ja, liefie. Ja, so net mooi dat daarby Exodus 19 vers 4 en 5 is die teksverwysings by L en N is Deuteronomium, Jesaja, Openbaring. By M is dit Deuteronomium, Psalm en Titus. Dis so reg oor die testamente
wat dit bewys. En dis hoekom jy dit moet gaan doen. Jy moet dit gaan kyk, jy moet dit gaan ondersoek, jy moet gaan lees. Want hoe meer jy begin rondblaai, hoe meer raak hierdie Bybel vir jou fascinerend. Prentjie raak mooier. Hy raak mooier en hy raak duideliker. En dit is asof jy wil opspring. Ekskuus, ek gaan nou nie dit sê nie, want ek weet wat my vrou agterna vir my sal sê. Sy sê, kat, moenie dit sê nie, maar ek was op 'n plek, kom ek sê net so, ek het dit gelees, terwyl ek op 'n plek gesit het waar jy nie dadelik kan opspring nie. Om net gou vir iemand te gaan vertel wat ek nou hier beleef het hier. Maar ek sou baie graag wou net opspring en sê, kyk hier. Dit was so my fenomenaal om na hierdie Shavuot te kyk en te sê, kyk net hoe kom vervul die Here profeties dit in die boefretrek, terwyl 'n magdom mense daar is om te sê, ons wag vir die vervulling van dit, gebeur dit op presies dieselfde tydsberekening. 50 dae na die opstanding van Jesus, 50 dae na die fees van die eerste vrugte. Presies in die timing van Jesus Christus. Dit sluit van net weer aan vir die Here se naam, ek is onveranderlik. Ek is gister, vandag en môre dieselfde. En daarom verstaan 'n mens die hartseer van Jesus wanneer hy voor hierdie volk van hom staan en 33 jaar saam met hulle is, maar vir spesifiek die laaste 3 jaar en sê, sien julle dit nie? Sien julle my nie? Dis 'n saak om van te huil. Dis 'n saak om van te huil. En daarom bid jy hopelik ook. Net soos wat jy bid vir 'n ongeredde persoon daar buite wat 'n heiden is, moet jy ook bid vir 'n Jood om dit te sien. En die lieflike ding as 'n Jood by die Here kom, as sy oë oopgaan, hy kan nie stil bly nie, want hy weet so baie van die geskiedenis. Hy weet so baie van hierdie oorsprong goed. Hy verstaan soveel meer van hierdie God en hierdie volk. En as hy begin hierdie Joodse man met die naam van Jesus begin ontdek, dan kry jy nie sy mond stil nie. Dis kosbaar. En Jesus stort sy gees. Stort hy uit. En hy sê vir sy 120 daarbo. Nou gaan die opdrag wat ek gegee het in Matteus 28, gaan na die nasies. Wat het jy gaan doen met die nasies? Wat is Matteus 28 se Great Commission, wat is dit? Gaan na die nasies. Bekeer hulle, doop hulle, leer hulle. Bekeer, doop, leer. Bekeer, leer. Bekeer, doop, leer. Hoekom? Want jy moet een word in die doop. Saam met hierdie Christus, wat die vervulling is van alles in die Ou Testament. Hy's 'n vervulling daarvan. Alles kom by mekaar in hom en raak volledig in hom. Jy moet in sy lewe, in sy dood, in sy graf, in sy opstanding, in sy hemelvaart, in sy uitstorting van sy gees, moet jy een word met hom, sodat jy nou wat jy een is met hom en hy bly in die binnekant, nou bly die leermeester wat uitgestort is op Pinkster, is nou aan die binnekant. Jy dra nou die emeritus professor van alle tye in jou binneste. En hy sal jou leer alles wat nodig is. Kan jy sien hoekom so baie mense hom met hulle kop probeer volg? Maar hy's nie in hulle hart nie. Jesus sê, om deel te raak van my volk in die Ou Testament, moet daar 'n besnydenis van die vooruit plaasvind. Maar in die Nuwe Testament gaan dit nie meer 'n liggaamlike teken wees nie. Dit skuif na die hart toe. Die hart moet besny word. Hoe word die hart besny? Deur die inwonende Gees wat kom en alles verwyder wat daar is wat nie meer pas nie. Wat beteken die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster vir my en jou? Is dit net hierdie wonderlike gebeurtenis en ons kry 'n skriffie, volgens 'n skriffie wat uitgegaan het op die YouVersion van die Bybel sal dit sê, en ja, jy stuur dit vir iemand aan en dis dit.
van nou dat ons gesê het dat Jesus die eerste vrug is. Yes. As ons dit nou lees in 1 Korintiërs 15 vers 20, maar nou Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword. Dan verstaan ons nou nie daai eersteling nie, maar die Engels sê dit nou baie mooi. But the fact is that Christ the Messiah has been raised from the dead and became the first fruits. Dis is wat jy gaan dit vir jou verstaan raak of meer raak as net 'n eersteling. Korrek. Ja. En hy is uit die boesem van die Vader uit, Christus. Ja. Hy is die eerste seun. En ons raak medebroers van Christus in hom met die ontvang van die Gees, wat sy Gees is. Hy het die Gees voor ons ontvang, en toe stort hy die Gees vir ons almal uit, so as ons het ontvang, dan raak ons broers van die eersteling, menende, een van baie. En wanneer die skare gelowiges eendag staan, by die oordeelsdag, dan gaan almal wat daar staan, medebroers van Christus wees, alhoewel ons voor hom gaan kniel. As ons God. Is ons medebroers in Christus, sonder daardie Gees. En dit is my probleem, geliefdes. Jy kan vir my op die nuus wys wat gebeur met die Passover, die Paasfeestyd, wanneer elke mediakanaal berig doen van hoe letterlik miljoene mense deur strate stap met kruise. Jy kan vir my videoklips wys van hoeveel mense kom staan by 'n herdenking van 'n hemelvaart of 'n Pentekos. Jy kan vir my al daai goed wys, maar die probleem kom vir my in, nie dat die wêreld en die wêreldse gedrag van duisternis ons onderdruk nie, dis nie vir my die probleem nie. Het eendag 'n ou so mooi gesê, hy sê, honde blaf en katte mel, en ons het nie 'n probleem daarmee nie, want dis wat 'n hond en 'n kat doen. Sondaars doen sonde. Mense wat ongered in die duisternis is, leef in 'n spesifieke leefstyl. Moenie laat dit jou verbaas nie. Dis ook nie Jesus se probleem hier nie. Die probleem is 'n klein bietjie tussen baie. Net 120 in 'n boefretrek. Tussenuit elke nasie staan met taalmense bymekaar kom. Waar is die res? Waar is die wat by was met al die wonderwerke wat Jesus gedoen het? Waar daar 3000 op een dag tot bekering kom, waar daar 5000 mans alleen was met die vermeerdering van die broode by een van daai geleenthede. Waar is hulle? Waar is die wat by was toe Lazarus uit die dood het opgewek is? Dis maklik om te sê, wow. Maar wat nou? Wat nou daarvan na vorentoe? Dis mense wat Pinkster vier, as 'n Christen tussen hakkies, maar hulle dra nie die Heilige Gees in hulle binneste nie. Hy's nog steeds die God daar buite, wat op die berg moet praat, moet wondertekens in die aarde moet skud, dan sal ek hoor wat die Here sê. Maar die stem hier binne, wat sê hier is die pad, hier loop hier langs, is nie daar nie. Hy's missing. Christene sonder die Heilige Gees kan nie vandag herdenk nie. Al wat hulle kan doen, is om dankie te sê, dat God daai tyd, met die instelling van die Shavuot, die instelling van hulle Pinkster, daai goed gedoen het. Maar hulle kan nie dankie sê, vir die uitstorting van die Gees, in die boefretrek, in Jerusalem nie, want hulle dra nie die Gees nie. Dit noem 'n mens godsdiens. En godsdienstigheid, om maar net 'n kerk by te woon, om maar net iets te doen wat godsdienstig is, maar die God dien ek nie. Ek doen diens, maar ek ken nie die God nie. Dis probleem nommer 1 vir my. Daar's altyd net 'n remnant, 'n bietjie in 'n boefretrek, tussen baie wat dink, ons doen die regte ding. Ons kom 3 keer per jaar Jerusalem toe. Ons dien ons God op hierdie manier. Maar inwonend is daar niks. Weet jy, 'n vriendin van my in die Kaap, sy is al 84, sy sê eintlik altyd, jy moet God aanbid. Jy moet die grond waarop hy gedoen, jy weet nou nie fisies, maar ek bedoel, dis is iemand wat regtig jou hero is. Jy aanbid die grond waarop hy lê. En jy aanbid dit wat hy sê. Jy aanbid dit wat hy sê. Dit is amper 'n dieper ding
Daar's 'n awe. Daar's 'n awe. En ek maak nou niks hiervan nie, maar ek wil net vir julle die volgende sê. Gisteraand na die wedstryd tussen die Bulle en die Sharks, het hulle na op die veld so 'n tipe van onderhoude en hulle laat 'n klomp kinders toe om op die veld te kom staan. Julle daai kindertjies kan dit nie hou nie, hulle staan nou op so. Want net so 2-3 tree voor hulle staan hulle heroes. Daai kind sal wat doen? Ek kyk vir Bea. Nou die dag wat sy die voorreg gehad het, ons dan met vriende van ons in te gaan in die topkamers in. En sy kan 'n foto neem saam met van sy kon nie uitgepraat raak daaroor nie. Verstaan, dit was vir haar, sy het haar heroes ontmoet. Waar is ons gemeenskap wat kyk na ons hero en sê ek sal alles gee. Ek sal teruggaan in die politieke turmoil in. Ek sal daar gaan wag op hom. Al gebeur wat met my, dit maak nie meer saak nie, want ek is honger en dors na geregtigheid. Ek soek sy hart, ek soek sy leefstyl, ek soek sy denke, ek soek sy manier van doen, ek soek sy karakter. Tot so 'n mate dat ek kan nie meer anders as om vir die wêreld te sê, weet jy wat, soos die apostels het, as julle nou moet slaan, maar ons kan nie anders as om te praat oor die dinge wat ons gehoor en gesien het nie. Ons kan nie anders. Probleem 1, Christene sonder die Heilige Gees. Hulle dra die naam Christen, maar die Gees is nie inwonend nie. Dis probleem 1. Probleem 2 kry ons in Johannes 4. Baie bekende gedeelte in Johannes 4 van die vrou by die put. Jesus gaan saam met sy disippels en hulle kom in die streek van Samaria en hulle sê vir hom, wow, ons kan hier deur gaan nie, Here. Jy weet mos nou, ons in Samaritane sit om dieselfde vuur nie. En Jesus sê vir hulle, ons gaan hier deur. Sien, partykeer sê jy vir Jesus, Here, ons kan nie nou dit doen. Ek weet jy lei nou net die kant toe, maar ons kan nie nou lekker net die kant toe gaan. Ek gou vir u herinner. Weet u wat is in my buurman gebeur het? Here, onthou jy wat my suster aan my gedoen het by die afhandeling van die broer van my pa? Here, ons kan nie nou hier langs gaan nie, hierdie is die verkeerde pad. En sê Jesus, nee, ons gaan hier langs. Ons gaan nou hier langs. En dan het jy 'n keuse of jy wil saamgaan of nie. Vrye wil vir jou gegee, jy kan besluit, nee. Maar weet jy wie gaan uitmis? Jy. En in Johannes 4 kom hulle by hierdie put. En dan Jesus stuur hulle dorp toe om te gaan kos kry, maar hy het 'n afspraak met 'n vrou by 'n put. En sy gaan vir ons 'n probleem uitwys. 'n Pinksterprobleem gaan sy vir ons uitwys. En wat gebeur daar so by vers 24? Gaan nou vir jou sê voor jy dit lees. Hierdie vrou begin praat met Jesus, sy kom op die middag daaraan, dis 4 warm. En sy begin praat met Jesus en Jesus sê vir, sal jy vir my water skep asseblief? En uiteindelik sê hy vir, as jy weet wie ek is, sal jy vir my vra vir water. Want die water wat ek jou gee, sal jou in ewigheid nooit weer laat dors nie. En sy sê, ek nie is 'n skepting nie, Here. Inteendeel, sy sê nie vir hom Here op daai stadium nie. Sy weet nie wie hy is. Ek nie is 'n skepting nie, hoe sal jy vir my water aanbied? Hy sê, ek is die lewende water. En hy vertel vir haar van haarself. Nou dis die fyn lyn tussen 'n profetiese woord wat iemand vir jou gee en waarsêery. Daar gebeur meer waarsêery onder die naam van Christen as wat jy besef. Daar's bose magte en kragte wat ook hierdie goed kan werk. Maar Jesus sê vir haar, jy het al 5 mans gehad. Nou wil ek jou net gou pos. Voor hy met haar praat, sê sy vir hom, vat sy hom in 'n argument in. Here, maar ek aanbid ook. Ons Samaritane aanbid op die berg, maar julle Jode glo mos. Dit is in die tempel in Jerusalem. Dan sê hy vir haar, die Jode is reg, dit is in die tempel.
Dit is in die tempel. Maar dan kom hy by vers 24 en sê hy, binnekort, want dit is so naby aan sy kruisiging, sê, binnekort sal dit nie meer wees in die tempel nie, maar God is 'n gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Hy sê, dan gaan dit nie meer oor 'n plek Jerusalem van die tempel nie, dit gaan ook nie meer oor die plek Samaria op die berg nie. Dit gaan oor in waarheid en in gees. Kom ons draai om. Dit gaan oor gees en waarheid. Wat is die probleem, geliefdes? Kan ek vir jou sê wat die probleem is? Die probleem is hierdie vrou wat vir hom vertel. Hierdie losbandige vrou, wat te skaam is om in die oggend saam met die ander vrouens put toe te kom. Vertel vir Jesus van haar aanbidding. Dis die toestand van die kerk van ons dag. Terwyl ons besig is met die praktyke van hierdie aarde en die begeerlikheid van ons vlees, wil ons van dieselfde asem, maar net kerk toe gaan aanbid. Probleem 1 is mense wat nie die gees het nie. Probleem 2 is wedergebore kinders van die Here wat terugval in die wêreld en 'n leefstyl aanhang om te pas by die politieke en die ekonomiese toestande van die dag en om net nie vervolg te word nie. So ek sal voortgaan en saamgaan met al hierdie praktyke en dan sê ek aanbid vir Jesus. Dis probleem 2, is vir my 'n groter probleem as probleem 1. Want niemand kan sien dat jy die Here dien nie. Maar wat doen Jesus met hierdie vrou? Open the eyes of my heart, Lord. Dit ons is in volgende, nee. Jesus maak haar oë oop en toe sy hom sien. Toe sy hom sien, toe los sy die rede hoekom sy daar is om te kom water haal. En sy hardloop terug na die dorp toe. En sy's veranderd. En sy sê, kom kyk, hy's hier. Die een wat ons verwag uit die eeue, uit die Messias, hy is hier. Die een wat skaam is om te kom in die oggend saam met ander vrouens, hardloop terug na die dorp toe. Wat het gebeur? Presies dieselfde wat gebeur het met die Petrus wat vir Jesus verloon en terughardloop see toe om te gaan visvang. En die een wat opstaan in 'n boefretrek na die uitstorting van die Gees en wat sê, broers, kan ek julle vertel? Dink jy wat sy broers sê? Mede Jode, mede manne, kan ek julle vertel? En hy bring daai evangelie van voor tot agter vir hulle, sonder om vir 'n oomblik bang te wees oor sy vervolging, maar 'n bietjie dag terug. 'n bietjie dag terug, toe hardloop hy weg, nadat hy 3 keer gesê het, ek ken hom nie. Waar is die krag van die Gees in my en jou lewe? Waar is die boldness wat Jesus vir sy disippels sê in Handelinge 1, gaan wag vir my, gaan wag op die belofte, dan gee hy vir hulle 'n tweede belofte, wat saam met die uitstorting belofte kom. Hy sê, die Gees sal kom, en julle sal krag ontvang, en julle sal iets wees vir my. Wat is dit? My getuies. Julle sal, 'n getuie is, 'n ooggetuie is iemand wat by is en hy sien iets gebeur. Nou kan ek 'n weergawe daarvan gee, 'n waaragtige weergawe, en sê, ek het dit gesien gebeur. Jesus sê vir sy disippels, julle het vir 3 jaar saam met my geloop en goed gesien gebeur. Maar nadat die Gees uitgestort is, gaan hy kom en hy gaan vir julle krag gee, en julle gaan wil praat daaroor. Maar dan gaan iets saam met dit kom. Julle gaan uit mekaar gejaag word soos skape deur 'n wolf. Julle gaan sketter in die wêreld in. Die wêreld gaan julle jaag. Die wêreld gaan julle haat wat het my gehaat voor julle. Die wêreld gaan julle vervolg. Die godsdiens gaan julle kruisig. Godsdiens gaan niks hou van wat julle hier doen nie. So julle gaan my martelare ook wees. Julle gaan deur moeilike omstandighede moet gaan, maar ek is met julle.
Geliefde, as die Gees van die Here in jou woon, en jy laat hom toe, om sy vuur te bring in jou hart. Hoor mooi, ek is nie 'n fire ministry ou nie. Dis die ou wat die hele dag rondhardloop en vir jou vertel, fire, put vuur op jou af en jy moet nou hier rondspring mal nie. Wat ek vir jou sê, is as die vuur van die Here deur sy Gees kom, brand hy weg dit wat nie pas nie. Want hy is 'n verterende vuur. Maar die tweede ding wat hy doen, is hy maak die voetjies van jou aanloop. Jy wil gaan. Jy wil getuig. Jy wil praat oor die dinge wat jy gesien en gehoor het. Jy wil praat. Jy's happy om die braaivleisvuur om oor rugby en oor boerdery en alles te praat, maar dan kom 'n punt wat jy nie meer kan hou nie, dan moet jy oor die Here praat. Jy moet praat oor waarmee jy besig is in jou lewe. Jy kan dit nie hou nie, man. Jy's begeesterd. Jy's gedoop met die Gees. En nou is die waarheid so sterk in jou hart dat jy kan nie stil bly daaroor nie. Jy kan nie stil bly nie, dit is die oplossing. Waar's die getuienisse? Toe ek en Heidi met ons bediening begin het, is die eerste kamp wat ons gehou het altyd 'n getuieniskamp. Wat is 'n getuienis? As dit die mense. Dis Jesus se voorsiening in my lewe. Okay, so hoe? Wat doen hy? Vertel my wat het in jou lewe gedoen? Nee, dis nie 'n begeesterde mense, my geliefde. 'n Begeesterde is hulle agter sê, julle moet my stil maak. Maar hier gaan ek nou lostrek en begin getuig. Want ek kan nie anders as om vir jou te vertel wat die Here doen nie aan die einde van daai naweek. Ons het dit by Bidou al die jare gedoen. As daar 'n klomp wat besef, ek dra die naam Christus, maar nie die Gees nie. Dan gaan ons met hulle deur die water op hulle eie besluit. Ons hulle uitkom met hulle getuienis en dan moet jy daai manne stop. Daar is hulle nou warm. Maar dan moet hulle lering ontvang. Dan moet julle so eers in 'n hok sit en vir hulle die Bybel gee vir 'n paar jaar en sê eet eers hier. Want daar was altyd in my lewe wat ek almal se koppe wou afkap wat nie dink soos ek nie. En dit help ook. Maar daar's iets wat gebeur by die uitstorting van die Gees as jy gedoop word met die Gees en jy sien dit in Petrus se lewe, jy sien dit in Thomas se lewe. Dis amper soos Elia. Die verskil tussen Elia wat weghardloop vir 'n vrou en Elia wat 400 Baal profete aanvat. Maar die Gees het net oor hom gekom daar. Nou het ons die voorreg om die Gees in ons te dra. Ek wens daar's meer getuienisse en ek glo daar is. Van mans en vrouens in ons gemeenskap wat vir Jesus op 'n middaguur ontmoet as gevolg van die vuilheid en die onreinheid in hulle lewe. En wat se oë oop gaan om te sien wie hy is en wat die krag van die Gees ontvang om te sê dit is wie ek was. Dis nie meer wie ek is nie. En geliefde, nie vir 'n oomblik sê ek vir jou, jy mag nie meer nadat die Gees in jou kom woon het, sukkel met hierdie wêreld en sy dinge nie. Ek sê nie jy mag jy uitdagings sê nie. Ek sê nie jy moet hoogheilig wees en geen foute maak nie, want daar's genade vir dit, nê. Die Here het genade. Maar iemand wat die krag van die Heilige Gees dra, is nie meer skaam nie. Nie eers oor die verlede nie. Want my wonde van gister raak my getuienisse van môre. My foute van gister raak my stories van môre. En my saamstap met mense hier wat sukkel met die goed wat ek hiermee geval het. En hoe kan jy saamstap met iemand as jy nie verstaan waar jy hulle gaan nie? Hoe kan jy vir iemand adviseer en bystand gee as jy self nie 'n draer is van daai Gees nie? As die trooster, die counselor, die adviseer nie in jou bly nie, wat se advies gee jy vir die ou rondom jou? Die aand wat ek my kar afgeskryf het, baie jare terug voor ek getroud was die advies gewees van die manne in my lewe. Ag nee, wat 'n broer, dis waarvoor brandewyn gemaak is. Nou, die probleempies, ons gaan hulle vanaand wegvat. Gou. Wat het dit my gehelp?
dat ek my lewe behou het is 'n genade. Jy sien, op Pinksterdag is daar 'n gees uitgestort van krag. 'n Gees van waarheid. En wanneer daai gees in jou werk, dan skyn hy die lig op die waarheid. Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En waar die waarheid se lig skyn, is dit duidelik sigbaar waar die duisternis nog is. En as jy 'n flits aansit in 'n ou gebouetjie wat al 20 jaar leeg staan, en jy sit daai flits aan hy skyn, dan sien jy net kakkerlakke en spinnekoppe spartel. Want die duisternis het oorgeneem daar en alles is op so vuil en vol spinnerakke. En dis partykeer hoe ons lewens lyk. Maar as die gees van waarheid daar is, dan wil ek vandag vir jou bid. En ek wil vir jou vra, is jy oop dat ek vir jou bid? Dat ons vir mekaar bid. Dat die Here ons sal doop met sy gees in krag en in waarheid. Dat hy sy vuur sal bring om te kom wegbrand hierdie goed van die ou lewe en die ou mens. Sodat ons in krag en waarheid vorentoe kan gaan. En sodat ons getuienisse kan dra, aan sy getuies wees tot in die uithoeke van die aarde, soos die opdrag is, Samaria, Judea tot die uithoeke van die aarde. En dat ons so opgewonde is oor hierdie Joodse man van die verlede, en ons hierdie profetiese vervullings in hom kan sien, dat ons nie anders kan as om te sê, kan ek jou vertel waaroor Pinkster eintlik gaan? En waar jy nie anders kan as om te delf in die woord, wat die gees van die Here dryf jou in die woord in en sê, ek wil nog, ek wil nog, ek wil nog. Dis te lekker om daarin te wees. En wanneer die sorge van die lewe kom, wat hulle gaan kom. En wanneer die vyand sy verdrukking bring, en hy gaan dit bring. En wanneer die branders groter word in jou lewensbootjie, of hy vol water raak, en hardloop 'n begeesterde kind van die Here na ander begeesterde kinders van die Here. En sê, sit saam met my, bid saam met my, en ek sluit hiermee af. Die kinders van die Here het van Jesus se opdrag voor hy opgevaar het hemel toe, het hulle teruggehardloop na die boventrek toe, in die middel van die turmoil. In die middel van die stad, waar hulle koning gekruisig is vir waarvoor hy gestaan het. En daarom enige volgeling van hom loop die risiko om dieselfde straf te ontvang, want daai godsdienstige leiers is nie lekker vir hierdie besigheid nie. En hy kinders van die Here kom saam, en ek lees vir jou 'n verskriklike belangrike vers in my lewe, wat ek hierdie week ontvang. Ek het hom hoeveel keer gelees in Handelinge 1. Daarop draai hulle om na Jerusalem, vers 12, Handelinge 1 vers 12, van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is 'n Sabbatsreis ver. En toe hulle daar kom, gaan hulle na die boventrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik die name van almal wat daar was. Vers 14, hulle almal het eendragtig, volhard in gebed en smeking. Hulle het almal eendragtig, volhard in gebed en smeking. Hulle het almal volhard, eendragtig, soos een, in gebed en smeking. Ingesluit in daai vers staan daar, die Here geloof en geprys te midde van die omstandighede. In die oog van die storm sit hulle in 'n boventrek by mekaar, 'n sitting duck. Hierso is jy 120. Kom ons gaan dit op een slag en wissel almal uit. Alles almal by mekaar. Hoe maklik is dit? En hulle doen dit, hulle wag op die belofte van die Here. Hulle sit daar in hoop dat 1500 jaar se profesie gaan nou by mekaar kom. En ons wag daarop, terwyl ons die Here loof en prys in gebed. Jou gebedslewe begin verander as die Gees dit begin lei.
Wanneer jy begin bid in gees en in waarheid, raak die inkopieslys wat jy nodig het minder, want jy weet die Here weet wat jy nodig het. En begin jou gebedsfokus skuif na wat wil hy in en deur jou op hierdie aarde doen. En wanneer sy opdrag kom, dan voer jy dit uit, of dit sin maak of nie. Oom. Ek kry vanoggend van 'n vriend in WhatsApp het net so op Protea en daar staan, jy moenie bekommerd wees as jy nie woorde het om te bid nie. God lees jou gedagtes, God hoor jou gedagtes. En dit was vir my baie mooi geweest dat jy jou gedagtes kan hoor. Oom, ek dink daar's baie meer tot gebed as wat ons besef. En ek dink die gees van waarheid en krag wil ons dit kom leer homself. Die vraag is dit beskikbaar? Of is my series of my sepie of my game wat ek speel of my hobby wat ek uitvoer, is dit belangriker as die Here? Sodat ek my feel good gaan soek in hierdie goeders, wat beteken ek sê ek het die tyd hier praat nonsens, dis nie die prioriteit vir jou. Elke dag is 24 uur, maak tyd as dit prioriteit is. Ja. So ek wil vra, begeer jy 'n dieper, liefliker stap saam met Jesus, wat jou sal bemagtig deur sy gees, wat in krag en in vuur en in waarheid in jou wil werk elke dag. En hierdie is nie 'n prosperity boodskap nie. Hierdie is nie iets van jy gaan supernatural word daar buite nie. Jy gaan dieselfde bly. Want jy gaan in jou geestesrealm, in jou binneste, gaan jy beleef 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En dan gaan goed begin gebeur rondom jou en met jou. En jy gaan 'n getuie begin word. Want die krag gaan oor jou kom, soos wat Handelinge 1 gesê het gaan gebeur. Dit het gebeur. Elkeen van hulle wat dit ontvang het daai dag, het in 'n taal begin praat van iemand wat daar buitekant die evangelie moes hoor. En as jy dink dit is onmoontlik, dan bedroef jy die gees. Vriende van ons is in die Himalajas, bo, onbereikte stam. Die volgende oomblik te begin die vroutjie met daai mense praat in hulle moedertong. En sy dink sy praat Afrikaans. Hoe? Want die gees van vuur en van krag en van waarheid het van die binnekant af haar bemagtig om te kan doen wat nodig is sodat die boodskap van die goeie nuus by daai mense kon uitkom. En daar waar ouens nog geëet is, bietjie dag terug in ons lewe, is mense nog op 'n spesifieke plek, wat is hy, Nagaland, net so die kant van Indië. Nog kannibalistiese stamme, daar gaan 'n broer van my daarin. Vandag staan daar 'n monumentjie opgerig vir hom, want hy het daar gesterf. Maar 1 miljoen mense het die evangelie gevind en Jesus gevind. Want die koringkorrel het geval en gesterf en het meel geword. En brood van die lewe word daar geëet vandag. So interessant. Hy moes 'n bloedoortapping kry daar, so siek was hy gewees. Toe gee hulle vir hom, moes nog van hulle eie bloed. Toe sê hulle vir hom, nou is jy Naga. Want jy dra ons bloed. En wat se bloed bring hy vir hulle? Jesus. Die Gees begeer om dieper te stap met my en jou. Die Gees begeer om dieper te werk in my en jou. Om ons meer te bemagtig op hierdie aarde, tot die mate wat ons om elkeen toelaat in ons eie lewe. Dis vrye wil om te sê, Here, vat my soos die klei. U is die pottebakker, vorm my en maak my soos u wil. Ek sal getuig, want ek weet, u Gees leef in my. Nou gaan ons vir mekaar bid. Nou vra ek vir jou om vir skaam weg te jag. Skaam is nie vandag hier nie. Ek vra nou vir jou om jou hand op iemand langs jou te sit. Voor jou maak die saak nie.
Dit is in jou hand almal. En sonder dat iemand na iemand luister, sonder dat iemand oordeel, gaan ons nou vir mekaar bid, hardop. Jy bid vir iemand en jy vra dat die Here van die leerskare hierdie persoon sal doop met sy gees in waarheid en in krag om 'n getuie te gaan wees in die wêreld. En as jy nie die gees van die Here dra nie en jy's nog nie by die Here nie, dan kom jy hierdie week by iemand uit wat die Here ken en jy sê lei my na hom toe, sodat jy sy gees kan ontvang, want jy kan nie gedoop word met sy gees as jy nie sy gees ontvang het nie. Kom ons vra die Here om 'n werk in ons vallei te doen, groter as wat ons nog ooit gesien het en beleef het. 'n Herlewing wat hier uitbreek in hierdie vallei van mense wat begeesterd is oor die Here Jesus. En dan kyk ons wat doen hy. En dan kry hy al die eer daarvoor. Kom ons bid saam. Vader, ek kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Met die autoriteit van God die Vader. En ek kom vra, doop hierdie mense in die Gees. Kom met die vervulling in jou krag. Kom met die krag, Here. En kom vervul elkeen van hulle tot oorlopends toe. Werk so diep in jou.